Goeiemôre vriende. Ja, ons is definitief nou aan die einde van die jaar. Is Woensdag die 31ste Desember 2025, die laaste keer dat ek en jy 2025 hoor, né? Ongelooflik. Soos ek al reeds veel gesê het, hoe die tyd het verby hardloop. Dit hardloop net onder ons uit. Maar mag dit vir julle 'n lekker dag hê. Ek hoop julle het klaar julle inkopies gedoen as julle 'n bietjie wil braai vanaand, dat julle nou gestok is om 'n bietjie te braai. Geniet sommer julle vriende en familie waar julle ook al is. En as julle by middernag kom, vriende, as julle baie van julle hou uitdraak sommer die nuwe jaar aan die Here op. Ons weet nie wat voorlê in hierdie nuwe jaar nie. Ons Vader weet. Kom ons vra vir hom om ook hierdie nuwe jaar vir ons te begelei en vir ons te help. Kom ons raak so vir 'n wyle stil. Here, ons kom sê vir U baie dankie vir 'n jaar wat verby is. Here, 'n jaar met goeie geleenthede, 'n jaar met suksesse, 'n jaar, Here, ook wat daar hartseer was en wat daar mislukkings was. 'n Jaar, Here, as ons daarop terugkyk wat ons weet dat U vir ons gelei en vir ons bygestaan het, dat Here, U inderdaad ons hand vasgehou het, dat U inderdaad voor ons uitgestap het. Ons kom sê vir U dankie daarvoor. Ons kom sê vir U dankie, Here, vir elke klein ietsie wat met ons hierdie jaar gebeur het. Here, ons kom sê vir U dankie dat ons die einde van die jaar gemaak het, Here, en die van ons vriende en familie wat dit nie gemaak het nie, weet ons as hulle U ken, Here, dat hulle by U is, op 'n beter plek as ons almal. Dankie vir die jaar. Ons wil vir U kom sê, dankie vir U ongelooflike liefde vir elkeen van ons hierdie jaar. En dankie dat ons nooit aan die liefde en die nabyheid hoef te twyfel nie. Here, en daarom ook as ons nou begin kyk in die toekoms in van 2026, wil ons ook hierdie jaar aan U kom opdra wat voor ons uitgestrek lê. 'n Jaar, Here, wat ons inderdaad nie weet wat om te verwag nie, maar 'n jaar wat ons in U Vaderhande kan kom plaas. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, dat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ons is nog steeds by die gebed, so pragtige gebed, wat Paulus vir hierdie mense in Kolosse gee. Ons weet hy's baie lief vir hulle, hy's baie trots op hulle, ons het dit al vir mekaar gesê, hy sê, hy het gehoor van hulle liefde vir al die gelowiges, hy het gehoor van hulle geloof, en al daai tipe van goed, kom sê Paulus het gehoor, hy sê, weet maar net, ek is baie lief vir julle, né? Dit is ook hy wat ons vertel, so Epafras vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewerk is. Dit is amazing, vriende, wanneer die liefde, die goddelike liefde in ons, deur die Heilige Gees verwek is, kyk ons net anders na mense. Jy sal baie keer mense hoor om te sê, ja, met net liefde gee, kan nie net liefde gee nie, jy moet dan nou die evangelie verkondig as met 'n klomp ander punte op my vriende. Wanneer ek en jy liefde gee, sluit dit nie uit dat ek en jy mos moet lewe as kinders van die Here nie, né? Maar vriende, ons het mekaar in die verlede al so genuil, veroordeel en geoordeel, dat die lyke wat daar lê is enorm. En daarom is hierdie liefde waarvan Paulus praat, alles oorheersend. Daarom kom sê Paulus vir ons, geloof, hoop en liefde, maar die belangrikste is die liefde. Ek kom sê, help jy preek in die spoegspad, jy doen al hierdie great goedjies, maar daar is die liefde nie. Ons weet wat is reg, ons weet wat is verkeerd, ons hoef nie die hele tyd vir mekaar te kom sê nie, ons weet, want die Heilige Gees is binne in ons, nee. Maar die een ding wat ons lek, baie keer is om met sagtheid na ander mense te kom kyk. En dit is wat Paulus kom sê, dit is ook hy, wat ons vertel het, van die liefde wat deur die Gees in julle gewerk is, vriende, amazing stuk getuienis. En toe het ons gister inderdaad met mekaar gepraat en gesê, waar Paulus vir hulle bid, en hy sê, ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Vriende, is dit nie 'n ongelooflike gebed nie? 'n Ongelooflike gebed wat ek vir julle gesê het, dat ek vir julle bid, ook vir my bid, maar vir julle bid, ook vir die nuwe jaar wat voor lê, né? Kom ons sê dit weer, ons vra, kom ek sê, ek gaan hom persoonlik maak. Ek vra vir God, dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees vir julle gee as gemeente,
julle sy wil duidelik sal ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Vriende, is dit nie amazing iets wat ons vir die Here vra nie? Is dit nie amazing iets wat ons vir die Heilige Gees kom vra, om vir ons te help, dat ons so sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra, deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag julle lewe so wees, ook in hierdie nuwe jaar wat voorlê, dat die vrugte daar sal hang, die vrugte van die Gees, en dit kom alleenlik, het ons vir mekaar met elke maal al gesê, wanneer jy in 'n lewende verhouding met God staan, 'n lewende verhouding kom tot stand, wanneer ek in jy geloofsvormende gewoontes, liewe vriende, elke dag beoefen, wanneer 'n gebed, om die woord te lees, om te wandel in die woord, om te journal in die woord, om te vas, liewe vriende, om tekste te memoriseer, om te reflekteer, om te mediteer oor die teks. Dit is alles hoe ek en jy in die teenwoordigheid van God kom, en hoe ons besig is om in hierdie lewende verhouding van God te werk. En hoe meer dit gebeur, hoe meer begin ons vrugte dra. En daarom sê Paulus, mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. En hoe ons toeneem in die kennis van God is deur geloofsvormende gewoontes te beoefen. En hoe meer ons kennis toeneem van God, hoe meer begin die vrugte aan. En hoe meer is daar liefde, nederigheid, selfbeheersing, hoe meer is daar geduld en getrouheid en goedhartigheid, hoe meer is daar vrede, vreugde en vriendelikheid. Want dit kan nie anders, liewe vriende, want dan is ons soos Psalm 1 sê, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat op sy regte tyd die vrugte gee, waarvan die blare nie verwelk nie. 'n Ongelooflike, wonderlike gebed wat Paulus kom bid vir hierdie mense, en my gebed vir julle ook, liewe vriende. Dan gaan hy aan, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee, om in alle omstandighede geduldig te volhard. En kom sê hy vir hierdie mense, al kry julle miskien swaar, al gebeur daar so goed, mag julle inderdaad sterkte kry by God, mag julle krag kry, om in alle omstandighede geduldig te wees, om altyd die een te wees wat nie opflair en van die jip afskiet nie. Vriende, dit is gebeur alleenlik wanneer God deur sy Gees in jou lewe heerskappy voer. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van sondes moet ons nooit vergeet nie. Kom sê Paulus vir jou en vir my ook maar net vandag. Onthou, alles wentel en rondom die Seun van God, God self, God die Seun, Jesus Christus wat gebore is in hierdie tyd, Jesus Christus wat sterwe, liewe vriende, in Paastyd, Jesus wat ter helle neerdaal, Jesus wat opstaan uit die dode, na die derde dag opvaar na die hemel, en waar hy sit by God om te oordeel die wat lewe en die wat sterwe, en hy kom weer terug om ons te kom haal. En dit is hierdie gebed. Ek wil hê julle moet hierdie gebed, vriende, vir julle uitskryf. Is vers 9 tot en met vers 14. En bepeins hom, mediteer daaroor, reflekteer daar, gee hierdie gebed vir iemand anders. Dit is 'n ongelooflike, wonderlike gebed. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee, om in alle omstandighede geduldig te volhard. Mag daar so baie goed nog om te sê, vriende, maar is vandag maar my 5 sent vir jou hier op die einde van die jaar. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.